Welkom by nog 'n episode, nommer 3, oor ons huis. Dis die huis vir volwasse gestremdes. Saam met my sit die bestuurder van ons huis, Christie Marie. Hier saam met my, Christie, baie welkom. Baie dankie. Nou kan ek vir jou, voor ek begin vra, dat jy eers jou kans kry om hallo te sê. Christie, jy is my 'n besondere persoon en wat ek die meeste van jou waardeer, of ek waardeer baie goed van jou, behalwe dat jy dit so goed bestuur, die hele projek, is jou opregtheid en jou menswees en al die gesprekke wat ons altyd het, so oor 'n koppie koffie tussendeur alles. Nou Christie, ons het nou in die laaste 2 episodes aangeraak oor die verliese wat mense beleef. Ons het gesê dat baie van die deelnemers in ons huis is nie noodwendig so gebore nie. Dis 'n persepsie wat mense het dat volwassenes so gebore word. Maar daar gebeur beroertes en daar's ongelukke en jy het 'n voorbeelde genoem. En mense wat ander mense eintlik net, ek wil amper sê, sleg behandel, mense wat seer gekry het in die lewe, het so 'n storie ook vertel van 'n persoon, wat dan met groot skade sit, nie net breinskade fisies nie, maar psigies, emosioneel, en egtelik ook op 'n diep godsdienstige vlak. Maar ek dink baie keer by myself dat dis waar van my ook. Dis waar van jou en almal in ons samelewing, dat ons hierdie verliese beleef, en ons het hierdie diep vrae oor hoekom en hoe leef ek daarmee saam en hoe lyk die pad vorentoe. En ek dink mens kan baie inspirasie vind uit die stories van hierdie mense by ons huis en die deelnemers. So Christie, ek wil sommer net begin om vir jou te vra om my persepsie of verstaan van die volwasse gestremdes te versterk. Wat is die verstandelike vermoë, of wat sien jy gebeur in iemand se kop oor godsdienstige vrae wat hierdie amper sê kinders, nou, dis mos maar mense wat op 'n kindervlak dink, maar hierdie deelnemers het, wat se tipe vrae hulle het oor God, of hoe dink hulle oor God, of wat verstaan hulle nie, hoe werk dit? Vertel bietjie vir ons. Baie van hulle is werklik diep gelowig en afhanklik van die Here. Daar is van hulle wat geen begrip van godsdienst het nie, omdat hulle net nie in daai dimensie kan dink nie. Hulle kan net absoluut konkreet dink. En by daai kinders kan jy nie die konsep plaas bring nie. Maar tog kan jy die Here in hulle sien, want hulle is steeds opreg, hulle leef steeds uit liefde, en jy sien die Here in hulle. Terwyl ander van hulle 'n wonderlike begrip van die Here het en volgens dit leef. Dit is vir hulle 'n handboek om volgens die Bybel te leef. En dit is eintlik vreeslik mooi om dit te sien, en dat dit eintlik meer die basiese beginsels van geloof in praktyk by hulle is. Ek onthou met my jare se deel wees hier by die gemeente, hier by Lardespark, was daar 'n jong man, hy was toe so 19 gewees. Hy is ook volwasse gestremd. Sy ma kom toe na my toe en sê maar, hy woon nou klomp belydenis van geloof afleggingsgeleenthede van sy vriende by, en hy wil graag ook belydenis van geloof aflê. Hy is 'n baie godsdienstige gesin en hulle is baie lief vir die Here. En sy vra toe, ek moet om 'n pad stap nie. So in hierdie proses het ek toe nou ook een keer om besoek by die huis. En net om te gesels oor God en hoe hy nou dink en wat verstaan hy ensovoorts. En dis was maar ek nogal 'n kuier wat tog vir altyd my so vassteek, Christie. Ek het by hom gesit, en ek het gedink om 'n bietjie te praat oor die evangelie en vir Jesus vir ons gesterf het en wat verstaan hy daarvan of so, maar ek kan duidelik agterkom sy ma het hom geprep. Sy het soos ons skoolonderwyser al die antwoorde geleer en alles. En my hart breek eintlik soos as ek weer in die storie dink. Ek bedoel, natuurlik is hierdie seun van haar so kosbaar. Maar ergens vertel hy toe vir my, maar toe, laat ek so begin, toe ek by die huis instap, kan ek sien, hulle het nuwe wit houtvloere ingesit, die hele huis, lyk baie mooi, netjies, en in hierdie vertellery stories, wil hy net my nog 'n storie vertel, ek bedoel, van sy rekenaar en sy speletjies, tot gister sy ervaring van, hy sê, hy het op 'n stadium met hy buite gespeel, en hy trap toe in 'n hond se bollie, en sy voete is toe nou vuil, en hy is toe in die huis met die vuil voete, en sy ma kry toe nou 'n hartaanval.
Die huis was 'n wit plankvloere, vuiltrap met die hondebollie. En daar kry ek in sy verwysingswêreld toe 'n aanknopingspunt. Om te praat oor hoe sonde dit tradisioneel nou ons vuil maak en ons skoon wil kom. En sy ma was mos nou nie gelukkig as haar wit vloer en 'n vuil getrap word nie. En ek verduim toe van God se heiligheid. God is soos jou ma wat wit vloere wil hê, want ons moet in harmonie en vrede en liefde lewe met mekaar. Maar ons doen nie, ons gespeel buite en ons voete word vuil, ons trap die vloere vuil. En dan daai skoonmaak is maar wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Hy het alles weer skoonmaak. Hy wil hê ons moet binne kan kom en binne kan speel ook. En ons moet welkom wees binne. En daarom maak hy skoon met sy seun se bloed aan die kruis. En dit is my eintlik 'n besondere geval geweest, maar na die gesprek onthou ek dit nou nog. Toe ek uitstap so met die maakkar toe, vra sy vir my, sê dink jy, en sy noem haar seun se naam, sê dink jy hy verstaan? En natuurlik is ek soos jy maar baie eerlik en ek sê vir haar, ek dink nie hy verstaan nie, maar God verstaan. Ja. Ek onthou 'n ander storie waar ek saam met my vrou het medies geswat en hulle op universiteit so geroteer ook by psigiatrie by psigiatriese instellings. En ons was toe by Weskoppies gewees. Een keer. Ek gaan toe nou saam met die oog terwyl van veiligheid ook, want dit is nou 'n baie vreemde situasie ons saam met 'n man wat op 'n as 5 skizofrenie het en allerlei illusies en delisies het, net om ons weet sy is veilig en goed. En ek onthou hierdie gesprek ook met hierdie man. Ek sal dit nooit vergeet. Dit is 'n wonderlike ervaring eintlik, want my mond het oopgang. Iemand wat in sy geval met sy vorm van skizofrenie is daar 'n klomp sinapses in sy brein wat gelyk fire. Ek en jy het patrone waar die brein daarom 'n patroontjie vol van 1 + 1 is 2 en hy kom daar uit. Maar by iemand wat sy brein op so 'n manier sy chemiese balans en sy brein so gevorm is, 'n fire daar klomp goed gelyk. So daar is klomp gedagtes wat instantly gelyk op sy kop geplaas word. Nou, hy moet sin maak uit hierdie warbel van gedagtes. So daarom spring hulle baie keer so van een topic na 'n ander, soos instantly. Hulle kan nie by tema hou nie. Hulle begin vinniger te praat, want jy moet nou al die goeters verwerk in jou kop. En realiteit en fiksie word natuurlik erg vermeng, want vir hulle is goed wat in hulle kop opkom 'n realiteit, soos byvoorbeeld hy sal 'n pamflet net uitpluk, hy het sy skoen uit van Game of een of ander winkel met klomp toerusting op en hy sê hy verkoop hierdie, wil ons iets van dit hê, daai tipe van goed. En aan die einde, in die middel van die gesprek om daar 'n helikopter oorgevlieg en vertel van sy chommies daar bo in die helikopter en hy wys vir hulle shop. En bedoel al hierdie vreemde gedrag. Ek moet sê hulle is meer vreemd eintlik as volwasse gestremdes. Daar is ook sulke mense in die samelewing. Maar aan die einde, wat is maar aangrypend. Voor ons al loop sê hy vir ons, kan hy saam met ons bid? En dan natuurlik sê hy ja, en hy kan bid. En ek stap daar uit en ek is die bewus dat hierdie man nie verstandelike vermoë het om te bely wat 'n tradisionele kerk sal bely met 'n belydenis en sy belydenisskrifte en kennis oor God en 'n dogma oor God nie. Het 'n baie eenvoudige verstaan van God. En baie keer dink ek nie soos die tradisionele kerk sou dink nie. Maar sou God hierdie persoon uitstoot omdat hy nie die verstandelike vermoë het nie? Natuurlik nie. God ken hom. God verstaan. En dan wonder ek by myself, hierdie mense by ons huis gaan ook deur verlies en trauma. Ek het vertel in vorige episode van mense wat hulle vorige lewe kan onthou, as dit so kan beskryf. En dan diep hartseer is. Wat se vrae tel jy by jouself en dalk by hierdie mense en deelnemers op rondom hulle eie gestremdhede en verliese in hulle lewe? Eerstens dink ek hulle leef die Bybel in praktyk uit. Die mees basiese goed. Wat ek dink baie van ons baie keer hoër graad wil benader. Benader hulle op 'n elementêre vlak en hulle leef dit uit. Die konsep van liefde vir jou naaste, die konsep van om nie te oordeel nie, leef hulle absoluut in praktyk uit. Het hulle vra dikwels,
Hulle sal vra, hoekom is ek verstandelik gestremd? Hoekom is ek anders? En dit is moeilik om daai vrae baie keer vir hulle te antwoord, want ons het ook nie al die antwoorde nie. Nee. Baie keer dink ons dit het jou gespaar van iets wat baie erger kon gewees het as jy nie verstandelik gestremd was nie. Maar ons probeer hulle baie daardeur begelei, deur vir hulle te sê die Here het jou gemaak na sy beeld. En soos wat jy is jy perfek. Jy is eintlik perfek gemaak, want die Here maak nie foute nie. En hy het jou so gemaak. Hoekom kan ek nie vir jou verklaar nie, maar jy is perfek in die Here se oë. Ja. So dadelik as jy dit sê, dan herinner dit my na waarheid, of dit laat my net dink aan ons kyk na die breë persentasie en ons weet daar is iets soos normaal nie, maar mense wat op 'n sekere manier funksioneer wat breë persentasie is. En ons kyk vas aan die fisiese, hoe dit manifesteer, hoe iemand se liggaam lyk en hoe iemand se liggaam beweeg, hoe iemand deelneem aan sport en hoe almal rond beweeg en rondry. En ons dink dis normaal en dit alleen is God se beeld. En jy sê baie mooi ding, jy sê die gestremde is deel van God se beeld. Die persoon wat so gemaak is. Ja. Ja, dit is eintlik baie mooi. In praktyk kom die kinders nou agter natuurlik, of die mense kom agter dat hulle is anders en hulle dink aan hulle self dat hulle God se beeld is. Wat vir my nogal opvallend is dat hulle geliefd voel. Onder mekaar, by mekaar, en ek voel amper raai jy ken daai verhouding beter deur hulle eie ouers. Maar in die gemeenskap en daar wil 'n tuis voel by ons, hy voel hulle geliefd wie hulle is. Ek het nooit ingestap en voel my hierso is issues of hulle is vreemd of voel ongemaklik oor hulle self nie. Inteendeel, hulle het baie keer as ek nou dink aan die een persoon, het 'n baie goeie selfbeeld. Maar is nie bewus van wie hy of sy is, elkeen van hulle. Maar dit is so lekker om die mense te hoor praat en die goed waarop hulle trots is, dit te hoor. Wat vir my uitstaan en wat ek by jou hoor is, hierdie mense het dieselfde behoeftes as wat ek en jy het. 100%. Ek moet jou korrigeer op een Asseblief, punt. korrigeer my. En dit is dat nie almal van hulle word deur hulle ouers aanvaar nie. Ek het So gewonder hartseer wat jy soos gaan wat sê. dit is dit ook vir baie van die ouers bitter swaar om te aanvaar ek het 'n gestremde kind. Ek kan dit nie regmaak nie. Ek kan nie iemand betaal om dit reg te maak soos 'n doodgieter of 'n elektriesien wat 'n stuk in 'n Of 'n lig moet kom sielkundige regmaak nie, of 'n sielkundige nie, of 'n pilletjie by die dokter kry nie. Hierdie gaan nie verander nie. En ook wat moeilik is baie van hulle kan vandag sekere goed doen en môre kan hulle nie daai goed meer doen nie. Soos wat een van die sielkundiges dit vir ons verduidelik is kyk na blokkies papier. En party van die blokkies werk vandag en môre is daai blokkies wat vandag gewerk het dood. Maar môre werk daar weer ander blokkies. So nes jy dink jy verstaan nou hoe hierdie kind werk, dan is jy môre weer heeltemal verkeerd. En dikwels kan hulle ouers dit ook nie aanvaar nie. En dit maak dit nog meer hartseer. Daai kinders weet hulle word nie aanvaar nie. Al sê so 'n persoon en dit is dieselfde met die res van die samelewing. Al sê hulle iets wat klink asof hulle aanvaar word, maar die energie wat hulle uitgee is eintlik negatief. En die gestremdes kan dit aanvoel. Hulle het nie die woordeskat of die taalgebruik soos wat iemand wat nie verstandelik gestremd is nie het. So hulle kan baie manipuleer hoor. Glo vir my, daarmee is hulle bitter goed. Net soos 'n kleuter kan hulle lekker tantrums gooi en hulle kan manipuleer. Maar hulle kan ook aanvoel wanneer is iemand opreg en wanneer is hulle nie opreg nie. En hulle is baie beter daarmee as ons. Ja, ek wil jou ondersteun met dit. Dit is baie waar wat jy sê. Nou, ek dink die alle ouers of van die mense se ouers wat nooit daarmee kon vrede maak nie, is stories baie waar van almal van ons in ons gemeenskap wat een of ander vorm van verlies beleef.
in die opsig dat ons beleef 'n verlies, in hierdie geval is dit 'n kind wat nie noodwendig lyk soos wat hulle prentjie van 'n in aanhalingstekens normale kind sou lyk, of iemand wat makliker sou inpas in die samelewing nie. Ander van ons kry kanker of siekte of verloor 'n kind selfs aan die dood, of verloor werk, of daar's klomp of skei, daar's klomp vorm van verliese in almal van ons se lewens. En hoe deel ons hiermee? Hoe leef ons daarmee saam? En jy praat van aanvaar. Wat het jy gesien in jou lewe? Hoe hanteer ouers van volwasse gestremdes hulle verlies op 'n gesonde wyse? En wat het jy ook gesien wat nie gesond is? Kom ons stel soos, wat is 'n gesonde wyse? Wat het jy by ouers geleer van hierdie mense, van hoe om verlies in die lewe op 'n gesonde wyse te hanteer? Ek dink van die ouers moes ook self 'n pad stap om te aanvaar dat hulle verwagting van 'n kind wat hulle gehad het voor hierdie kind se geboorte is toe glad nie dieselfde as dit wat uitgespeel het nie. En hulle moes daai paadjie met hulle self stap. En hoe hulle dit gedoen het, kan ek nie in elkeen se geval sê nie, maar van hulle is net so gemaklik met hulle kind en so lief vir hulle kind en aanvaar hom presies soos wat hy is. Terwyl ander weer, wat ook gebeur is dat so 'n gestremde kind in sommige gevalle voorgetrek word. En dan veroorsaak dit ook negativiteit, want die sibbe is dan ongemaklik met hierdie boetie of sussie wat voorgetrek word omdat hy of sy gestremd is. So die hele gesinsdinamiek, dink ek, bly 'n uitdaging wanneer daar 'n gestremde kind ter sprake is. En dan het ons natuurlik ouers wat 2 en selfs 3 gestremde kinders het. Ja. En dan is dit 'n kwessie van wie gaan eendag daar wees vir my gestremde kinders as ek nie meer leef nie. Ja. En ons gestremdes is oor die algemeen 'n bietjie hoër funksionerend gestremd en het ons al gehad wat so gestremde vir haar pa gesê het: as jy en mamma dood is, wie gaan na my en my 2 gestremde boeties kyk? Want daar is niemand wat sommer sal sê, ek gaan jou 3 gestremde kinders onder my vlerk vat eendag nie. Maar daar is ander wat dit 100% aanvaar het, dat hulle 'n gestremde kind het, en dan is daar, soos wat ons nou gesê het, die wat of egskeidings, of drankmisbruik, of een of ander vorm van ontvlugting, om weg te kom van die werklikheid af. So ons het die hele spektrum. Sure. Wat jy vertel is so waar. Wat jy gespreek het van die persoon in die huis wat gestremd is, dat die onaanvaarding of die nie-aanvaarding van die persoon aan die een kant ongesond is vir die stelsel, of die ander kant van ons oorkompenseer. Nou, ons die persoon is spesiaal en is anders en al die aandag en liefde of wat ook al gaan in die rigting ook ten koste van die ander sibbe, soos jy sê, ander kinders in die huis. Ek het 'n storie in ons gemeente waar die ouers, ek ken nie die detail in terme van wie was nou eers en hoe dit nou gebeur nie, maar die pa en ma het 2 kinders natuurlik gebore, maar hulle het ook 2 kinders aangeneem. En net om te verduidelik, mense hoef nie volwasse gestremd te wees, maar hoe die goed nou uitdraai. En natuurlik kom die kinders wat aangeneem is ook met 'n spesiale pakkie, hulle is anders, is vreemd. Dit as die kinders wat natuurlik gebore is in die huis, en soos hulle groter word, speel dit 'n rol. Dit is moeilik. Ek weet nie hoe om daar te praat en te dink nie, maar wat ek wel gesien het, die 2 seuns, en dis nie waar van almal wat aangeneem word nie, maar die 2 seuns wat aangeneem is, het 'n baie moeilike lewe gehad. Hulle het later in dwelms verval en by rehabsentrums ensovoorts. En die pa het in die aande het hy gery met die kinders by klubs te gaan uithaal in Pretoria om hulle by die huis te kry. Met die ander 2 kinders, en hy herken dit vir my eendag, is eintlik afgeskeep, want al sy aandag en geld het eintlik in die ander 2 ingegaan wat die probleme het. So hulle is nie hanteer asof hulle normaal is en deels van die huishouding nie, en as gevolg van omstandighede en vir die kinders se gedrag ook. Maar dit dieselfde gebeur, wat ook kan gebeur, sê maar met iemand wat 'n gestremde kind het, nou dat die kind nie as deels van die normale huishouding nie, of
te veel gevaf en te veel aandag kry of te min aan die ander kant wat ek verwerp jou. So maar dit is belangrik vir al ons sisteme. Nou, bro, as jy kyk na kinders, gewone kinders in 'n huishouding. Jy kyk baie keer net hierdie een talentvolle kind wat regtig briljant is en hy of sy presteer. En dit kan net so gevaarlik wees vir hierdie een kind al die aandag kry en kyk boetie of sussie, hierdie gebeur alles. En die ander kind kan die storie vir hom of haarself vertel, maar ek is nie deel nie. Ons kan nogal die verskil sien waar die gestremde kind presies dieselfde as die ander boeties en sissies hanteer was. Die ma sal vir jou sê, maak nie saak of hierdie enetjie gestremd was nie, as hulle pak gekry het, hulle almal pak gekry. Gestremde enetjie inkluis. Ja. En dan sommer net so terug my nou laat dink toe jy nou praat van die twee wat in dwelms en goed betrokke geraak het. Ons een gestremde het ook later gestremd geraak as gevolg van 'n motorongeluk. En interessant, sy altyd sy gestremdheid het sy lewe gered, want hy was 'n dwelmverslaafde. Ja. En die ongeluk het gemaak dat hy dwelms gelos het, want hy was te lank ook in 'n koma en rehabilitasie ensovoorts. So hy sal vir jou sê, my verstandelike gestremdheid het eintlik my lewe gered, want sy boetie is dood omdat hy oordosis dwelms gedoen het. En hy weet hy sou dieselfde pad geloop het as hy nie in hierdie ongeluk was nie. Ja. Kyk, en dis die realiteit van die lewe. Hoekom goeders gebeur, weet ons nie. Ons kan nou spekuleer daaroor, ons kan sê God het 'n plan, party mense antwoord so daaroor. Ek dink ons weet eenvoudig net nie. Maar dat dit gebeur is nie buite God se plan of wil nie. Hy verstaan wat gebeur. Van siekte, dood, van geboorte tot al die mooi goeders. Dis binne God se lewe wat hy vir ons gee. So ek dink al hierdie slegte goed, siekte, dood, en al die mooi goed wat daarmee saamkom, is deel van die lewe. Dit is deel van die lewe. Dit is deel van die lewe en ek dink dit wat ons ook nou sopas gesê het, waar jy kan sien wat 'n kinders is die gelukkigste, daar waar almal dieselfde behandel was, waar die gestremde enetjie pak gekry het saam met die boeties en die sissies as hulle stout was, en ek dink dit is ook van toepassing op ons as kinders van die Here. Kan ons almal mekaar net met dieselfde respek, dieselfde eerbied en dieselfde liefde benader. Of jy nou gestremd is, eksentriek is, te kort, te lank, of wat ook al jou scenario is, kan ons almal net aanvaar as kinders van die Here. Dit is inderdaad so. En dis een van die mooiste lesse wat ek by ons huis geleer het, presies dit wat jy gesê het. Ja, ek dink ons leer dit elke dag. Gelyk, daar is nie 'n dominee of 'n titel of iemand met 'n graad of iemand met 'n kar of iemand met 'n fiets. Jy's jy. Jy's jy. Jy's jy. Ja. En dis hoe God na ons kyk ook. Absoluut. Dit is wat liefde beteken. Liefde is eintlik 'n gelykmaker. Ja, beslis. Liefde is 'n gelykmaker. Nee, Christie, dit is my so besonder gewees om saam met jou te dink oor hierdie goed. Christie, dankie dat jy vir ons kon vertel het van ons huis. Net om weer af te sluit, hoe kan mense jou kontak, jou e-posadres en telefoonnommer, en asseblief maak 'n afspraak by Christie, dis asof hulle rondsit en niks doen nie. Christie werk hard, hulle kry borge, hulle reël goed, hulle moet in die behoeftes van die mense voorsien, goed gaan optel wat geborg word. Christie, waar kontak hulle jou? Ons huistrust@gmail.com of 0123456130 en ek wil almal graag uitnooi om by ons betrokke te raak. En ek wil sommer gou net een voorbeeld gee van 'n dame wat betrokke geraak het en sy was beslis ook die eerste keer 'n bietjie ongemaklik want dit was vir haar ook vreemd. Maar sy kom een keer 'n maand vir ons inwoners 'n storie lees. En daar is so 'n wonderlike voorbeeld van iemand wat uitreik en omgee en betrokke raak. Dis 'n uur 'n maand wat sy vir hulle 'n storie kom lees en dit beteken vir hulle ongelooflik baie. Kom kuier, erken hulle mens wees, groet hulle net soos wat jy jou buurman sou gegroet het. En jy hoef nie skrikkerig te wees nie, ons is eintlik almal baie liefdevolle mense by ons huis. Jou storie, Christie, het by ons huis begin met jou eie seun wat jy gevat het om marshmallows te gee. Ja. Net dit. Dis waar my storie begin het en hier sit ek nog, hulle is onder my vel. En ja, ek probeer daar al jare lank wegkom, maar dis nie moontlik nie. Jy kan dit het jou lewe verander. Ja, dit het absoluut my lewe verander. Hulle wys vir jou the essence of life. Dit is so. Christie, baie dankie vir tyd en baie seën met die projek. En ons wil net van die gemeenskap en die kerklike kant af sê dankie
vir wat jy doen. Baie dankie, dis net 'n voorreg. Dankie dat jy saam geluister het en deel hierdie met almal wat jy kan. Praat weer.